Hallo en welkom by nog 'n podcast episode van die Verdiep podcast episode. Nog 'n episode van die Verdiep podcast. Ek is Pastor JP en ek is hier saam met Pastor Dani. Pastor Dani, hoe gaan dit met jou? Pastor geseënd. Die Here is vir my baie goed. En hy is vir ons gemeente baie goed. Ek dink ons is 'n geseënde gemeente as jy net kyk hoe groei die linkerkantste gedeelte van die kerk daar agter met al die kiddies en die babietjies daar rondhard. Ja. Nee, ek moet sê dis my nogals ietsie om te sien hoeveel nuwe mensies in ons gemeente is. Nuwe mensies in terme van babietjies. Ja, prys die Here, prys die Here. Nee, dis lekker om saam met jou hier te wees en 'n bietjie te kuier. Ja, so vir die van julle wat luister vir die heel eerste keer, hierdie is ons Verdiep podcast. As julle nie weet nie, elke week dan bring ons 'n klein videoetjie uit. Ons noem dit die Verdiep videoetjie. Die idee daarvan is ons verdiep 'n bietjie in 'n gedagte wat uitgekom het uit die Sondag se woord uit. So Pastor Dani het hierdie Sondag gepraat oor onthou die kruis, afgesonder en afgekeer. En voordat ons nou gaan na afgesonder, afgekeer en wat is die verskil en hoe lyk dit en goed, wil ek net gou hoor, Pastor, onthou die kruis. Waar het dit vandaan gekom? Ek weet jy het tyd gespandeer by die Heilige Gees, maar wat is die inspirasie vir hierdie woord? Pastor, obviously gaan ons nou in Paasfees tyd in. Ons gaan in die tyd van die jaar in wat vir my persoonlik dis heel bo op ons as Christene se prioriteitslys as ons nou feeste en goed moet noem. Die feit dat Jesus Christus vir ons gekruisig is en dan opgestaan het en na die Vader toe gevaar het, die Heilige Gees uitgestort en ons weet dit het plaasgevind en ons praat baie met mense en dan sê ons onthou nou hy's nie meer op die kruis nie. So dit is so, maar hierdie tyd van die jaar is vir my so belangrik dat ons net vir 'n oomblik dink aan die kruis. Dat ons onthou wat Jesus aan die kruis gedoen het. Soos jy sê, ek het laasweek tyd met die Heilige Gees spandeer en gevra, Vader, wat is ons tema vir die week of tema vir die maand? En duidelik gehoor hoe die Heilige Gees vir my sê, onthou die kruis. Onthou die kruis. En enige bekeerling, elkeen van ons wat op 'n stadium wedergebore is, elkeen van ons wat op 'n stadium gekom het en gesê het, ek het Jesus Christus nodig. Of vandag nog, as ons sê, ek het Jesus Christus nodig, dan moet die gedagte begin by die kruis. Ja. Hoekom het jy Jesus Christus nodig? Wat beteken hy vir jou? Wie is hy? Jy weet, as ons sê ja, maar Jesus Christus is die seun van God. Wat het die seun van God kom doen? In die Ou Testament vind ons nie so baie keer primêr dat Jesus Christus genoem word of wat uitstaan. Ons weet daar's kere wat hy verskyn het of die woord en Jesus self sê in Lukas, hy het hulle geleer aangaande hom in die Ou Testament. Maar waar Jesus in die prentjie gekom het, as seun van God, is by die Nuwe Testament, nuwe belofte, en dan kom doen hy dit deur die werk op die kruis. Op die kruis. Ek moet sê, ek is baie opgewonde vir hierdie tema, dit gaan ook ons maandtema wees. Ja. Onthou die kruis, om terug te kyk na, ek wil sê, jy het dit genoem, die sentrale punt van ons geloof. Alles wat ons doen, gaan rondom die kruis. Gaan rondom die dood van Jesus aan die kruis en dan sy opstanding. So jy het 'n bietjie gepraat oor afgesonder en afgekeer. Hoe pas dit in by die tema van onthou die kruis? Pastor, dis presies wat daar met Jesus gebeur het. As ons kyk na die geestelike sy van wat aan die gang was, dan vind ons maar vandag in ons lewens gebeur soortgelyke ding. Nou laat ek verduidelik. Ons lees dat Jesus het saam met die disippels aan die tafel gesit. En die duiwel het in Judas Iskariot ingegaan. Jesus het na hom toe gedraai en vir hom gesê, gaan en voer jou plan spoedig uit. Beteken die vyand het 'n plan. Wat was die plan van die vyand? Ons lees dat die Fariseërs en die Sadduseërs was bang om Jesus te vang as gevolg van die skare. Maar toe hulle Jesus alleen kry, Judas Iskariot het hom gaan verraai waar hy alleen was. En as jy dan gaan kyk na daai sinbeeld, is dit presies wat die vyand met ons probeer doen. Hy probeer ons alleen kry. Hy probeer ons kry op 'n plek waar wanneer ons alleen is, laat ek dit so sê. Vir my wat kosbaar was,
in die boodskap is die feit dat dis nie altyd die vyand wat ons alleen kry nie. Is nie die vyand wat Jesus na die tuin toe gelei het nie. Nee, Jesus het gaan bid. Jesus het swaar gekry as gevolg van hierdie ding wat hy nou moes deurgaan, as gevolg van omstandighede. Vind ons dat hy het gaan bid in die tuin. Hy het die aangesig van die Here. So hy was alleen gewees as gevolg van sy omstandighede. Net so in ons lewens kom ons baie keer op 'n plek waar ons alleen is as gevolg van omstandighede. En in daai oomblik, dan moet elkeen vir ons die vraag vra. Jy weet, is jy afgekeer of is jy afgesonder? Van daar af, dan sien ons maar daar hang Jesus aan die kruis. En ek dink die vyand het op daai oomblik gedink, Hy het hom. ek het hom. Ja. Ek het hom. Hoekom? Want hy's alleen. Hoekom? Want hy's afgekeer. Hoekom? Want nou kan ek sy calling stop. Nou kan ek sy purpose stop. Nou kan hy en hoe werk dit in ons lewens vandag? Is dit nie maar wat die vyand ook met ons wil doen nie? Ja. Jy het dit genoem in jou woord, dat die vyand loop soos 'n brandende leeu. Ja. En dit is waar. Hoe val 'n trop leeu's, kom ons sê 'n trop buffels aan? Ja. Is presies dat hulle kies een wat swak is. Hulle kies een wat dalk 'n bietjie siek is, wat dalk 'n bietjie oud is. Omstandighede nie lekker is. Omstandighede nie lekker is nie. En dan keer hulle af. Hulle kry hulle alleen. Hulle skei hulle van die res van die trop af. En dan is dit makliker vir daardie leeu's om daardie buffel aan te val. En ek dink dit, jy het dit genoem, maar dit is presies wat die vyand doen. Ja. Is hy wil ons alleen kry, maar nie net alleen nie, maar hy wil ons op 'n punt kry waar ons nie deel is van die trop nie. Ja. Die trop is die gemeente. Hy wil ons nie deel hê van die gemeente nie. En baie keer dan kom hy en hy gebruik omstandighede. Hy gebruik jou werk, hy gebruik mense, hy gebruik jy weet, selfs omstandighede wat binne die kerk gebeur, om jou weg te dryf van die kerk af. Yes. En dan as jy daar buite is, ek het dit in die verdiep video genoem, maar as jy nie beheer het, of as jy nie kies met wie jy jouself omring, dan gaan hy dit vir jou doen. En die oomblik wanneer jy wegstap van die trop af, dan gaan hy jou omring met wat? Met leeu's wat jou wil verskeer. Die wêreldse temptations, die wêreldse verlistighede en al daai tipe van goed wat die duiwel gebruik dit om jou geestelik aan te val, om jou af te keer en dan jou so aan te val. Maar pastor, jy het dit genoem in die preek, en ek wil jou vra hieroor om bietjie uit te expand daaroor. Maar jy het gesê dis okay om alleen te wees. Ja. Wat bedoel jy daarmee? Laat ek dit so stel, is almal van ons gaan iewers in hierdie lewe alleen wees. Of fisies alleen wees, jy gaan deur 'n egskeiding, nou is jy alleen, jou lewensmaat het afgesterf, nou is jy alleen. Jy moet iewers gaan werk, weg van die huis af, nou is jy alleen. Almal van ons gaan iewers fisies alleen wees, of selfs baie keer alleen voel tussen mense. Jy gaan deur iets gaan in jou lewe en jy voel net alleen. Jy voel nie of jy infit nie, dit voel nie of dit die groep is waar jy moet wees nie. Jy voel nie by die werk of jy lekker met die mense oor die weg kom, en dan is dit ook maklik om alleen te voel. So, of dit nou fisies is en of dit nou net die gevoel daarvan is, almal van ons gaan iewers so voel. En wanneer ons dan dink, maar daar's fout met my. Jy weet, dit begin by 'n negatiewe gedagte. Terwyl ons nou praat, sê die Heilige Gees hierdie ding vir my, dat dit begin by 'n negatiewe gedagte. Dit begin met die gedagte van dis nie oké. Dit wat ek nou voel of waar ek nou is nie oké nie. Dan moet fout wees. Jy weet, dan moet fout wees dat hierdie deur gaan. Hoekom het hierdie ding gebeur? Dan begin twyfel inkom en dan begin negativiteit inkom. En ons weet hoe dit werk. Hierdie gedagtes begin 'n sirkel maak en begin in ons gedagtes ronddraai, lank genoeg ronddraai, dan begin ons twyfel in onsself, dan begin ons twyfel in God en God se plan vir ons lewens, en ultimately dryf dit ons verder en verder van die Here af weg. En as ons sê om afgesonder te wees is om in God se teenwoordigheid te wees. En Jesus sê ons kan nou daar ingaan. Paulus sê ons kan daar ingaan met boldness. We can enter the throne room of God with boldness because of what Jesus did. Nie as gevolg van wie ons is nie, maar as jy dit nie doen nie, dan gaan jy in 'n gat in waar jy afgekeer is, waar die vyand jou een kan kry, maar in jou kop. Dis nie altyd 'n fisiese ding wat 'n demoon met jou doen en jou een kan skuif nie. Dis baie keer
ek wil sê meeste van die feit 'n mental ding, 'n ding, geestelike ding in jou gedagtes. Daar's 'n skrif wat nou by my opkom wat sê ons moet alle gedagtes tot gehoorsaamheid bring aan Jesus Christus. We must, every lofty thought that exalts itself above the name of Jesus Christ, we need to bring into obedience. En dis daai ding is om wanneer ons alleen is, om vir jouself te sê, dis okay. Ek mag dalk nou fisies alleen wees of alleen voel, maar ek weet. Ek weet soos Dawid weet, my God is aan my sy. Ek weet soos Dawid geweet het, die Here is besig om my plan vir my uit te werk. Ek weet Psalm 138, he's working out his plan for me. Hy's besig om dit uit te werk, en dan Romeine 12 vers 2 wat sê, maar moenie aan die wêreld gelykvormig word nie. Wat beteken dit? Moenie negatief raak nie, moenie depressief raak nie, moenie nou dit slegte goed begin spreek nie, want dis wat die wêreld doen. Maar laat toe dat die Gees van God jou hernie waar? Afgesonder. In die teenwoordigheid van God. Ja, ek love it. Ek love die gedagte daarvan. Ek was vir 9 jaar single geweest voordat ek my vrou ontmoet het. Sure. En ek was vir 14 jaar. Okay, jy wen my. Ja, toe ek 14 is, toe ontmoet ek my vrou. Okay, ja, dis jy jou vrou op 9 ontmoet. Nee, ek weet. Nee. Maar dit wat jy sê resonate so met my, want ek kan onthou, daai was nie die maklikste tyd gewees nie. En jy sê dis okay om alleen te wees, maar dit beteken nie dit is maklik nie. Nou ek het die vraag gevra en ek het dit vir myself uitgewerk, maar ek dink baie mense vra die vraag, maar okay, as ek nou alleen is en dit raak nou 2, 3, 4, 5 jaar wat ek so voel, dit het tog 'n impak op jou gemoed, dit het tog 'n impak op jou geloof, al wil ons dit nie erken nie, het dit 'n impak. Wat kan ons doen om ons geloof en ons gemoed te beskerm teen hierdie gevoel van, yes, maar ek weet nie of ek meer kan nie. Pastor, jy het nou het jy daarin geraak, en ek wou hierdie geskrifgedeelte lees, en dis nou perfect timing dan vir dit. Psalm 1 sê, welgeluksalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, en nie staan op die weg van die sondaars nie, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, en dan gaan dit aan. Daar is nie 'n ander manier om, ek noem dit God's space. Jy weet, toe God die mens maak, toe sê die mens is perfek en hy lê daar, maar daar was geen lewe in die mens was nie vol nie. En hy het sy ruach, sy gees in die mens ingeblaas, dit het die mens vol gemaak, en die mens het gelewe. Elkeen van ons word gebore met daai God space. Elkeen van ons word gebore met die behoefte in jou gees om te connect met God, om vol te word van sy woord. Die woord sê dat die woord maak ons vol. Jesus, hy sal ons vol maak met lewende water, en strome van lewende water sal ons uitkom. So daar's 'n emptiness in almal van ons. Daar's 'n alleenheid, as ek dit so kan noem, in almal van ons, wat slegs gevul kan word deur die teenwoordigheid van God. En van Genesis regdeur tot Openbaring sien ons is God se begeerte om so naby aan die mens te leef. Nie net naby nie, in hom te leef. Want dis die uitstorting van die Heilige Gees, binne hom te leef. Hy wil dit volmaak, maar jy kan dit nie volmaak as jy dit nie by hom gaan vind nie. En wat hierdie Psalm vir ons tereg sê, en jy het nou genoem, is wanneer jy jou fisies alleen vind, of geestelik, jy weet jou mind, ek's alleen, gaan omring jou met goddelike mense, gaan omring jou met die kerk. Die kerk is Jesus se plan vir redding vir hierdie wêreld. Jesus is God se plan vir redding, ons het Jesus Christus nodig, maar dis wat die kerk doen, die kerk vat mense tot by die kruis. Ek was Sondag iemand in die kerk wat na die tyd na my toe gekom en gesê, weet jy, ek was maande laas in die kerk, en toe jy praat oor die voete van die kruis, toe besef ek moet weer by die kruis uitkom. Jy weet, dis maklik om te sê ek moet weer by Jesus uitkom, want Jesus is mos die een wat nou alles gaan fix, en Jesus is die een wat vir my gaan seën, en Jesus is die een wat dit lekker maak, en dit, maar jy moet by die voete van Jesus by die kruis uitkom, mentally, spiritually, en besef wat hy vir jou gedoen het. En as jy dit besef, as jy die grootheid van die prys besef wat hy vir jou betaal het, die fisiese bloed, pyn, opoffering, dan besef jy, wow, maar jy moet bitter kosbaar wees.
jy's nie net 'n nobody of 'n somebody, so is jy dan regtig alleen? Ja, En dan bring dit perspektief. Net daai gedagte is dat om alleen te wees met God bring perspektief. sure. Ja. Daar's 'n teoloog, ek vergeet sy naam, maar daar's 'n teoloog wat gesê het, there's a God-shaped hole in every single one of us. Ja. En die probleem is, wat ek al gesien het, is elkeen van ons sit met hierdie gat, hierdie God-shaped hole, wat net God kan vul. Ja. En binne in hierdie behoefte is all satisfaction. Ja. En is net God wat daai satisfaksie kan ontmoet. Maar ons mense het die geneigtheid om uit te gaan en daai gat te probeer volmaak met al die verkeerde dinge. Of al die dinge wat nie God is nie. Ja. Ons probeer, ons gaan uit en ons kry vriende, partykeer kry ons verkeerde vriende, ons gaan uit na partytjies toe, verslawings, daar's verskillende goed wat die vyand gebruik, en dit kom weer terug na daai geestelike oorlog waarin ons is. En ons probeer daardie gat volmaak, en ek het al gevind dat temporary satisfaction bring die ergste gevoel van loneliness wat jy kan kry. Yep. Want kom ons vat 'n praktiese voorbeeld. As jy uitgaan en jy gaan drink saam met jou vriende, vir daai ruk is dit so lekker, want jy weet jy het vriende om jou en hier is 'n gekuier en is 'n gejoke en is die volgende oggend wanneer jy opstaan, want dan staan niemand vir dit. Dan voel jy dit. En ek dink daardie feeling of loneliness kom partykeer as gevolg van die feit dat ons daai gat wil toemaak met die verkeerde goed. Yes, exactly. Daar's net een ding wat die satisfaksie van die mens se siel kan ontmoet, en dit is God. En dit is presies die tegniek van die vyand om jou afgekeer te kry. Hy het Eva een kant gekry, en hy het daar hierdie satisfaksie beloof. The satisfaction, en die appel het goed gelyk, het aanneemlik gelyk, het lekker gelyk, en sy het probeer. En vir die oomblik was dit great, maar daarna vind ons haar wegkruip in die tuin saam met Adam, en vir die res van hulle lewe is daar daai emptiness, because then they were rejected from the presence of God. Ons het die Heilige Gees, ons het die offering wat Jesus gebring het, ons weet dit, daar's genade in dit, maar dis presies wat die vyand doen. Hy maak jou hierdie beloftes. Ek het groot geword in 'n goeie huis. Ek het 3 boeties, ons het lekker Cowboys en Crooks gespeel, blikke spaal, ons het wegkry. Ek het regtig in 'n goeie huis groot geword, stabiel, ouers wat my lief gehad het, maar ek kan onthou van my oudste memories was die feit dat ek het alleen gevoel. Ek het alleen gevoel, selfs wanneer ons by mekaar het gevoel, maar ek fit nie in nie, ek is alleen. En ek het nie geweet dat dis eintlik 'n honger van my siel en my gees na God nie. Ek het gedink dit is my vleeslike ding wat nodig is. En dis die ding, ons is vlees en ons is gees. Ons is nie net een nie, né? En ek het die vlees try satisfy, en ek het nie besef maar ek's gees ook nie. God wil my gees feed nie. En ek dink dis die ander gedagte met dis okay om alleen te wees. Die oomblik wat jy alleen voel of alleen is, dan moet jy besef maar jy's gees. Jy is gees, en jou geesmens het 'n honger na God. Dis hoekom jy so voel. Dis hoekom jy so alleen voel of so hartseer voel in dit, want jou gees roep uit na die Here. En wanneer jy dan dit volmaak met daai satisfaction, dan is jy vol. Daar's niks anders. Daar is nie iets lekkerder as om tyd in die teenwoordigheid van die Here te spandeer. Ek weet nie of jy al ooit die getuienis van, ek dink die evangelis se naam is Todd Bentley. Gaan sit 'n bietjie, maar die ou is vol tattoos en oorringe en alles, en hy's 'n biker, en die hele image van buite af lyk sketchy, weet, dit is nie normaal of dis nie die tradisionele Christelike look nie. Hy's so bless kalkop, ja. En sy getuienis wat ek gehoor het, is die feit dat hy was so addicted tot hierdie goed van die wêreld, dat op 'n plek gekom het, dat maak nie saak wat hy gebruik nie, hy kry nie meer as satisfaction nie. En toe die evangelis vir hom gesê, maar Jesus kan vir jou dit en meer gee. Toe sê hy, maar verlang het hy daarteen gefight, maar niks het hom hierdie plesier gegee nie. En toe sê hy eendag vir die Here, dat hy's bereid. Hy's bereid om hom 'n kans te gee. Hy wil hom aanneem. As die Here hom hierdie
hierdie joy kan gee, want dis eintlik wat dit is, joy, nee? Ek wil nie sê vreugde, regtig hierdie joy, vreugde kan gee, nie plesier nie, dan sal hy die Here volg. Ja. En hy sê hy het homself toegesluit in die kamer en die aangesig van die Here gesoek. En nou, ons het die skrif laasweek behandel wat sê, die Here sal die, Hebreërs 11 vers 6, die wat opreg na hom soek, sal hy reward. Ja. Hy sal, jy weet, die Here klop, hy wag daarvoor. En dan is sy getuienis dat hy tyd in die Heilige Gees se teenwoordigheid spandeer, en hy het nog nooit 'n krag soos dit beleef nie. Sure. Hy het nog nooit daai vervulling beleef nie, hy het nog nooit daai joy beleef nie, nog nooit daai vrede beleef nie. En toe sê hy, so daar's niks in hierdie wêreld, nadat hy alles beproef het, wat enigstens naby daai vervulling gaan kom nie. En daarom kan hy nie weer terugdraai nie. Hy kan nie weer na die wêreld toe gaan. Ja. Nou, ek sit en luister en ek stem 100% saam met jou. Maar baie keer as iemand dit hoor, dan dink hulle, okay, maar dit beteken as ek die Here ontmoet het en ek volg hom, dan moet ek nooit alleen voel nie, want sy teenwoordigheid is mos saam met my. Ek moet mos dan nooit deur moeilike tye gaan of so nie. Maar hoekom gaan ons nog steeds deur daardie gevoelens? Jy kan iemand kry wat nie 'n dag die Here al gedien het nie, en hy voel alleen, en dan kan jy iemand kry wat al vir 40, 50 jaar die Here dien, en hy kry nog steeds die fases waar hy voel, hy fit nie in nie, ek wil dit nie 'n crisis of faith noem nie, maar amper soos 'n existential crisis, waar hy weet nie wat aan, hy voel alleen, hy weet nie, hoekom is dit dan so? Pastor, in jou eie lewe, ons hoef nie eers ander mense te gaan soek nie. Come on, in my eie lewe gebeur het, dat ek vandag opstaan en ek voel nie noodwendig die gevoel nie. We don't serve God just for that feeling. We know that He's the only one that can provide it. Ja. As jy hoor wat ek sê, ons weet dat hy is die enigste een wat my ware vrede kan gee, hy is die enigste een wat my ware vreugde kan gee, hy is die enigste een wat my werklik kan laat voel of ek iets beteken, maar dit beteken nie ek gaan elke dag opstaan en so voel nie. Ja. Dit beteken nie dat as jy nou lelik is my hier, dat ek in die oomblik so gaan voel nie, want ek is nog steeds vlees, en ons het 'n konstante battle met die vlees, en dis waar die perfect man vandaan kom, jy weet, we're gonna battle with this flesh, ons gaan met hierdie vleeslike mens battle, tot die dag wat ons doodgaan, totdat die volheid gekom het in Jesus Christus, en dan eers gaan ons gees mens ten volle wees. So intussen is dit 'n battle, intussen is dit 'n geval van seek God, soek die Here konstant, ons kan nie ophou na hom soek nie, en ek dink eintlik dis 'n baie awesome ding, want as die Here jou soos 'n pilletjie of 'n one fix kon gee, jy weet, jy het nou sy teenwoordigheid gesoek, jou hart vir die Here gegee, jy is wedergebore, en nou het jy die fix gekry, nou is jy elke dag voel jy net lekker, en elke dag dan sou jy hom bly soek het. Ja, dis wat ek ook sê, is as jy, en ek dink jy het dit 'n paar weke terug gesê, as jy nooit weet wat dit is om deur swaar tye te gaan nie, hoe sal jy, as jy nooit siek was nie, hoe sal jy God ken as jy genees jy? Ja. En dit is dieselfde principle hierso. En ek dink tog, dat, jy weet, sonde het nog steeds 'n effek op ons. Ja. Die woord sê ons is nie meer in die shackles van sonde nie, ons is vrygemaak van die consequences van sonde en alles, maar sonde het nog steeds 'n effek op ons. Jy weet, die woord sê almal van ons leef met sondes. Daar's dinge wat die Here nog steeds besig is om in ons uit te sorteer, is daai proses van heiligmaking. Ja. Maar daar's nog steeds daar wat ek kortval. Daar's nog steeds daar waar ons kortval. Is die Heilige Gees nie konstant besig om iets in ons te reinig en te heilig nie? Wat beteken, daar's goed wat jy oor 'n jaar gaan agterkom, wow, ek het gedog ek was fine, maar ek werk nog nie aan. Dit is. En ek dink hindsight sê dit vir jou. Dat as jy terugkyk in jou verlede, dan besef jy, okay, ek weet ek het so gevoel, maar ek kan sien hoekom ek so gevoel het. Ja. Hulle het dit vir my gesê voordat ek getrou het, en ek het nie geglo nie, maar ek glo hulle nou ten 100%. As jy trou, dan... Net versigtig, jou vrou kan hierdie ding luister, nee. Dis baie lief vir. Maar as jy trou, dan deel van die journey is
daar's dinge wat geopenbaar word aan jou, Ja. van dinge wat jy moet fix in jou lewe. Ja. Daar's dinge wat daar nog is wat nie daar moet wees nie. En wat jy nie agtergekom het voor die tyd nie. En ek sit en wonder partykeer, daar's dinge wat ek nog steeds het binne in my, wat ek nie nou al raak sien. Jy weet wat ek oor 2 jaar of oor 5 jaar of hoe ook al gaan ek dit raak sien, en dan kan ek terugkyk en sê, yes, maar ek onthou daai tyd het ek so gevoel, maar ek kan sien hoekom. Ek kan sien hoekom, is want die Here was nog steeds besig geweest om dit uit te sort, maar daai goed het nog steeds 'n effek op ons. Yes. Ek het al, iemand het my al die vraag gevra, okay, maar jy weet, as ek nou, kom ons sê daar's 'n moordenaar en hy pleeg nou moord, en hy vra vir vergifnis, die Here het hom ons vergewe. En ek sê ja, maar hy gaan nog steeds tronk toe gaan. Hy gaan nog steeds jy weet, consequences. Daar's nog steeds 'n effek op hierdie wêreld wat die sondes het. En dit beteken nie, as jy jou hart vir die Here gegee het, nommer 1, ek dink nie dit affekteer jou salvation. Die Here het jou gered ten volle, vergewe vir al daai sondes, maar daar's 'n ek wil sê daar's 'n ding van, dit is reeds gedoen, maar is nog nie ten volle nie. Jy weet, jy's vergewe, jy's ten volle vergewe, maar daar's nog steeds sondes in jou lewe. Pastor, maar is dit nie presies die gedagte van afgesonder nie? Afgesonder sein, heilig maak, heilig wees, is 'n proses. Ons bekeer onsself en ons word wedergebore. Jy bekeer jouself en word wedergebore. Daarna, tot die dag wat jy sterf, is dit 'n heiligmakingsproses. Dis wat beteken is 'n proses. Dit kom nie tot 'n einde nie, en dit gaan nie tot 'n einde kom nie. So as ons erken dis 'n heiligmakingsproses, dan erken ons ook dat daar's foute wat ons gaan erken soos ons aangaan op die journey. Wat beteken daar's obviously consequences wat ons mee gaan moet deel tot die dag wat ons sterf. En dis presies wat jy sê, is dat van daai consequences maak ons hartseer. Van daai consequences create situasies waar ons dan alleen voel, sleg voel, wat die vyand dan opteer. Hy teer op dit, hy is die accuser of the brethren, so hy kan nie wag dat jou nuwe ding geopenbaar word nie. Hy kan nie wag dat jy daai foutjie maak sodat hy jou nou net weer kan vingers wys en dan begin hy jou afkeer. Hy begin jou afkeer as daai guilt en daai shame en daai goed inkom. Net gou by die statement wat jy gemaak het van, maar jy is gered in jou salvation. Die skrywer van Hebreërs noem 5 keer, en sê pas op, dat jy nie so ver wegdryf van die Here af, dat die Here jou nie eens meer kan red nie. Wat 'n scary gedagte is. Nie dat daar enigiets is wat God nie kan doen nie, maar waarvan hy praat is dat jy so placid word, so immuun raak teen die genade, teen die kruisdood, dat daai doodprys nie meer vir jou so waardevol is nie. As ek net dink aan die gedagte, dan val ek myself lelik in die rede, maar as ek net dink aan die gedagte van die kruis, dan wil ek naar word vir die feit dat ek sondig. Rarig, dan raak ek so seer, so hartseer vir die feit, hoe kan ek bly sondig, as dit is wat my sonde, die invloed van my sonde was op Jesus se lewe. Ek kan nie. En nou is ek en jy in hierdie heiligmakingsproses, en al wat die Here wil hê is, ons moet bly terugkeer na hom toe. Bly hom soek, bly sy aangesig soek, bly luister na die Heilige Gees, en ons gaan verseker moeilike tye in hierdie lewe deurgaan. Jy gaan verseker deur tye gaan wat jy besef, maar wow, ek is nie so perfect soos ek gedink het laas maand ek is nie. Ek dink is Joe Black wat sing en sê, ek het myself leer ken as 'n hero en 'n hond. Ek het my donker kant leer ken, en ek weet daar's 'n plek en daar's goed waaraan ek werk, en ek weet daar's great goed, en ek weet daar's goed waaraan ek succeed, en ek is nie meer die persoon wie ek was laas jaar nie. Jy weet, daar's always growth, there's always spiritual growth, maar die Heilige Gees is die een wat ons konstant kom remind en sê, hy moenie gewoond raak aan hierdie kruis nie, moenie die kruis as 'n rede gebruik om aan te hou sondig nie. 'n week terug het ek dit genoem, is ons moet besef dat sonde is sonde omdat dit destroy God's plan. Dit verwoes die plan wat God het vir jou lewe. Perfekte plan, great plan waar daar nie seer is nie hartseer, nie teleurstelling is nie, waar nie hierdie pyn is nie. Dit is sy plan. Maar nog steeds wanneer ons dan sondig,
dan is ons besig om in hierdie plan te krap Ja. en in te meng. Ja, ek dink dit is een van die verskille tussen iemand wat afgekeer is en iemand wat afgesonder is. Ja. Is die feit dat iemand wat afgesonder is, het regtig berou oor hulle sonde. Ja. Ek weet nie van jou nie, maar as ek geconvict word van iets wat ek gedoen het, al het ek nie geweet dat dit verkeerd is nie, na die tyd dan ek dink terug, dan dit breek my hart. En iemand wat net afgekeer is kind of indifferent. Ja. Teenoor hulle sonde. En dit is 'n gevaarlike plek om te wees, maar dit bring my nou by die volgende vraag is, hoe kan ons bepaal, want partykeer in die moeilike omstandighede, omdat die omstandighede dieselfde is, hoe kan ons bepaal of ons afgekeer of afgesonder is? Want ons weet, Jesus het gesê, nie almal wat na hom toe gaan en sê, Here, gaan gered word nie. Daar's van hulle wat gaan, en die Here gaan sê, gaan van my weg, ek het jou nie geken nie. Ja. Hulle het gedink hulle is afgesonder, maar hulle was nie. Ja. Hoe kan ons sekerheid hê dat ons afgesonder is en nie afgekeer is nie? Pastor, my antwoord op dit sal weer ons terugvat na die begin van die gesprek toe, is kom by die voete van Jesus by die kruis. Onthou die kruis. En wat ek daardeur sê is, kom op 'n plek waar jy jouself is die regte woord verneder, less of us and more of Christ. Kom op 'n plek waar ons hierdie hoogmoed, hierdie eie ek, minder word van die eie ek en meer van Christus. Kom op 'n plek waar jou opinie minder tel as wat die woord van God sê. Kom op 'n plek waar jy weer bereid is om te leer. Die woord praat van 'n teachable heart, 'n teachable spirit, 'n humble spirit, the spirit of Christ, meer van hom in ons. Kom weer op 'n plek waar ons nederig genoeg raak om God se teenwoordigheid te soek en te erken dat in onsself is ons nie goed genoeg nie. We need Jesus, we need the Spirit of God. So wanneer ek dan deur iets gaan, want hierdie praat oor omstandighede, wanneer ek dan deur iets gaan en ek is nog steeds bereid om nederig na Christus toe te gaan, sê Here, ek is nie goed genoeg nie. Ek het dit nie alles together nie. Maar soos Dawid te erken, met U aan my sy sal ek hierdie bende storm loop. Ek sal op die woord bly staan, ek sal bly bid, ek sal my bly omring met mense, ek sal my bly omring met die kerk, ek sal bly die teenwoordigheid soek, al maak hierdie planne nie vir my sin nie, al voel dit nie nou lekker nie, want ek weet die antwoord lê by U. Dan is jy afgesonder. Maar die gesindheid wat opgee, die gesindheid wat negatief raak, die gesindheid wat een kant wegloop, dan moet jy besef, wow, die vyand is besig om jou af te keer. Hy is besig om jou een kant te kry, want hy wil kom steel, verwoes en vermoor. Net baie mooi oor daai skrifgedeelte wat sê die vyand kom om te steel, verwoes en te vermoor. Baie keer het die vyand nog niks gesteel nie, nog niks verwoes nie, nog niks vermoor nie. Hy het nog net gekom om te. En hy kan eers dit doen, want die skrif sê, hy kyk wie hy kan. Hy kan eers daai goed doen, wanneer ek en jy opgee. En sê, dit is nou maar so, ek gee dit oor. In plaas daarvan om terug te draai, na Christus toe te kom en sê, Here, ek sit weer my vertroue in U. Dit sal dalk my raad vandag wees, na die luisteraar, die persoon wat luister is, waar jy ook al is, al voel jy vandag afgekeer, ek dink ek het dit Sondag gesê, as jy vandag deur goed gaan en jy voel afgekeer, het voel of die vyand sy weg het met jou, dan is dit die gees van God wat uitroep na jou, sy kind vir wie hy bitter lief is, wie baie kosbaar is vir hom, sy gees wat uitroep na jou gees, en sê, ek wil aan my verhouding met jou werk, dis wat ek wil doen. Daar's niks so mooi soos om iemand te sien deur moeilike tye gaan en nog steeds die Here getrou aanbid en hulle vertroue nog steeds op hom sit en nog steeds om aanbid en dankie sê vir wat hulle het nie. En dan het hulle dikwels baie minder as ons. En dan is daar nog steeds vreugde, nog steeds vrede, nog steeds oorwinning. En dis wat dit is om afgesonder te wees. Ja, dis die verskil tussen Judas en Petrus. Petrus wat ook vir Jesus verraai het, as ek dit so kan sê, met die kraai wat hy gekraai het en goed, maar die verskil is, Judas het weggeloop, jy weet, en hy
Hy het homself gaan hang. Ja. En Petrus het berou gewys. Ja. En wat vir my kosbaar is toe Jesus uit die dood uit opstaan en die vrouens by die graf was, toe die engel vir hulle gesê, gaan vertel vir die disippels en vir Petrus. Ja. Gaan vertel hom ook, hy moet weet dat dit nie verby is. Ja. Partykeer voel 'n mens afgekeer, partykeer voel 'n mens dit is hopeloos, maar ek dink as ons hierdie episode kan eindig met enige noot, is dit dis nie verby nie. Dis nie verby nie. As jy voel jy's afgekeer, as jy voel jy's alleen, as jy voel jy kan nie meer nie, dis nie verby nie. Pastor, onthou die kruis. Ja. Onthou die prys wat God betaal het om jou te red uit hierdie situasie uit. Hy sou dit nie vir niks gedoen het nie. Onthou net die kruis. As jy afgekeer voel, onthou die kruis. Die prodigal son het ook afgekeer gevoel, maar toe, en hy was in 'n plek waar daar niemand niks aan hom gegee het nie, en toe onthou hy sy vaderhuis. Onthou net die kruis, dis al wat ek jou vra, as jy 'n luisteraar, onthou net die kruis, as jy deur enige moeilike ding, onthou net die prys wat betaal is aan die kruis, onthou dit net. Ja, van ons kant af, ons hoop regtig dat hierdie episode julle sal seën. Ek dink partykeer hierdie topics is partykeer diep en partykeer it hits close to home. Maar ek dink hierdie gesprekke is so nodig. Ek dink dit is so nodig om hierdie gesprekke te hê en om te praat oor hierso. Jy weet, jy voel afgekeer, jy voel asof jy nie meer kan nie, maar dan as jy terugkyk na dit wat Jesus deurgegaan het. En die prys wat hy vir jou betaal het. En die feit dat daardeur vryheid kom en die feit dat daardeur genesing kom en die feit dat dis daardeur wat ons heiligmaking kom. Dis dit. En as jy dit net besef, dan dink ek jy sal dieselfde gesindheid hê as ek dink dit was Paulus, ek vergeet nou, maar Paulus wat skryf, ek dink dit is Paulus in Romeine wat sê hy vergelyk nie eers die suffering wat hy nou het met die joy wat hy gaan nie. Want hy weet wat vir hom voorlê. En wat vir hom voorlê is 'n ewigheidshoop. En dit is regtig my gebed vir elke een van julle wat luister is dat julle hierdie boodskap sal vat. As jy op 'n goeie plek is, dan dink ek tog hierdie boodskap is ook vir jou. Want dit is in die goeie tye en in die slegte tye. Wat ons terugkyk na die kruis toe. Veral nou met hierdie Paasnaweek wat voorlê, Paastyd wat voorlê. Ons as Christene, ons is opgewonde om die kruisdood te vier. Of dit nou goed gaan en of dit nou sleg gaan. En so wil ek vir julle vra om asseblief hierdie podcast te deel met julle vriende en julle families. En dan sal ons mekaar weer volgende week sien, ek en jy, Pastor. Ons gaan nou nie die luisteraars sien nie, hulle sal ons hoor. Maar jy weet nie, ry dalk hulle verby. Miskien ry hulle verby. Verseker. Maar mag julle almal geseënd wees. Dankie julle.